Goeienaand broers en susters. My naam is François, vir die wat my nie ken nie, en ek was al rukkie gelede hier gewees en vir my baie groot voorreg om weer vanaand hier te wees. Om een of ander rede voel ek mens tuis. Ek dink dis die vriendelikheid, die liefde wat mens hier beleef, die hartlikheid, en dis regtig iets besonders. My gebed vir vanaand is dat die Here ons elkeen sal lei deur sy Heilige Gees en dat ons fokus op Jesus sal hou, want dit gaan oor Jesus, dit gaan nie oor hierdie ou wat hier voor staan nie. En mag u elkeen net vanaand dit ook so beleef, teenwoordigheid van Jesus beleef. Here, ons is saam as u kinders, ons is saam as boeties en sissies van 'n geestelike huisgesin. Ons is hier omdat ons u liefhet. Ons het 'n begeerte om u te loof en te prys, om u naam groot te maak. Ons het 'n begeerte om na u stem te luister, om ons lewens te laat vorm en al meer die mense te word wat u wil hê ons moet wees. Dit is my gebed dat u ons elkeen vanaand so sal seën in Jesus naam. Amen. Kom ons sing vir die Here 3 lofliedere. Ons begin met Psalm 48 en dan 2 ander liedere. Kom ons sing dit jubelend uit ons harte uit. Hier gaan ons.
Ons gaan nou sê in wie ons glo. En ons doen dit in die vorm van 'n gebed. Ek sal voorgaan en ek vra elkeen om in die hart saam met my te bid. Ons Vader, ons ken U, ons bely U, ons loof U as die skepper van alle dinge. U het deur net 'n woord te spreek alles tot stand gebring. En ons gedagtes duisel as ons dink aan die grootheid van U skepping en dan laat dit ons vra, hoe groot moet die God nie wees wat alles geskep het nie. Ons aanbid U as die God wat alles in stand hou deur U voorsienigheid, wat U skepping regeer, wat sorg vir mens en dier. Ons aanbid U ook en ons ken U as ons Vader, die God wat laag neergebuig het en wat met ons elkeen besig bly. U ken ons elkeen, U ken ons omstandighede, U ken ons harte, ons denke, U weet wat ons nodig het. U is die God wat ons in U hand vashou, U bewaar ons veilig, U ondersteun ons, U lei ons deur die lewe. Ons loof en prys U, o Vader, en baie dankie dat ons U so kan ken en so kan ervaar dag na dag in ons lewens. Ons ken U en ons bely U en ons loof U, Here Jesus, as ons enigste verlosser en saligmaker. U is die God wat aan die kruis gesterf het. U het in ons plek gaan staan en U die volle prys betaal. U het die straf wat ons sou toekom, het U op U geneem. Here, ons staan net verstom dat iemand soveel liefde sal hê om so 'n groot offer te bring. En wie is ons dat ons dit ooit waardig sou wees? Ons dankie, ons gee aan U die erkenning van ons harte vir dit wat U vir ons bewerk het aan die kruis. Dankie vir 'n nuwe lewe wat ons ontvang het. Dat ons saam met U kon opstaan uit die dood en dat ons nou mense kan wees wat 'n nuwe lewe lei, 'n lewe wat tot in ewigheid duur. En so aanbid ons U as ons koning, die een wat alle gesag in ons lewens het. Ons aanbid U as ons Here, aan wie ons behoort. En ons aanbid U as ons leermeester, ons rabbi, in wie se voetspore ons stap en deur wie se voorbeeld ons gevorm word en geïnspireer word. Dankie dat ons U teenwoordigheid dag na dag kan beleef. O Heilige Gees, ons ken U en ons bely U as die God wat aan ons vermoëns gee en 'n krag gee wat ons nie uit onsself het nie. U rig ons vertroue weg van onsself en U vestig dit op Jesus Christus. U is die God wat ons aan ons gawes gee. U aktiveer hierdie gawes. U verander ons van passiewe ontvangmense na aktiewe geemense. Veral in hierdie gemeente. En ons loof en prys U, Here, o Heilige Gees, vir wat U doen ook in Bellville Oos gemeente. U is die God wat ook hierdie gemeente saambind met bande van eenheid. U gee aan hulle die grootste gawe wat daar is, en dit is die gawe van die liefde. En dankie dat U liefde in hierdie gemeente so kennelik, so duidelik is. Dankie o Drie-enige God dat ons U so kan ken en dat ons kan weet U is nie vir ons 'n vreemde God nie. U is ons God. Ons loof en prys U naam. Amen. Kan ons reël dat ons nou geleentheid gee vir die kollekte om opgeneem te word? Dit is die kollekte gaan nou vir die diakonale kas en dan die kollekte by die deure gaan vir die bedieningsfonds.
Ek wil graag 'n gebed doen vir Bellville Oos gemeente. En ek wil graag saam met u bid vir die land waarin ons woon en vir die koninkryk van God in besonder. Kom bid saam met my. Ons Vader, ons kom na u toe met groot vrymoedigheid, want ons kom in die naam van Jesus. En ons kom met harte vol dankbaarheid, want ons beleef net dag na dag u goedheid en u seëninge. Here, ek wil vir u baie dankie sê vir hierdie gemeente. Dankie vir 'n gemeente wat aktief is, 'n gemeente waar daar geestelike energie is, 'n gemeente wat nie net terwille van homself bestaan nie, maar terwille van die nood van die wêreld daar buite. Here, dankie vir soveel geloofsvrug in hierdie gemeente. Dankie vir soveel liefde. Dankie vir soveel gawes wat aangewend word. En dankie Here dat hierdie gemeente waarlik funksioneer soos 'n liggaam wat in harmonie elkeen sy funksie vervul. Ek wil bid vir die gemeente, Here, dat u hulle sal seën ook in die tye wat voorlê. En dat hierdie gemeente steeds sy lig sal laat skyn in 'n donker wêreld. En so verklaar ons, Here, dat ons net 'n begeerte het om u diensknegte te wees, om vlytige instrumente in u hand te wees, om mense daar buite by u uit te bring, op watter manier ook al. En daarom vra ons dat u mense op ons pad sal bring, hierdie week wat voorlê, sodat ons vir hulle 'n voorbeeld kan wees en kan getuig van wat u in ons lewens doen. En so net 'n koneksie kan bewerk tussen so baie mense en u. Here, ek bid dat hierdie gemeente ook so sal lei dat hulle altyd sal erken, Here Jesus, dat u die hoof van die kerk is. Dat u die een is wat die seggenskap het. U is die een wat voorloop en niemand anders nie behalwe u loop voor. Dankie Here dat ons kan weet dat u teenwoordigheid hier deur hierdie gemeente ervaar word as die grootste werklikheid wat daar is. Ek wil bid vir elkeen in die gemeente. U ken elkeen. U ken elkeen wat moedeloos is, wat begin twyfel. U ken mense wat in 'n put van depressie verval het, wat begin negatief raak oor alles, wat nie meer hoop het nie, wat nie meer 'n vooruitsig het nie. En ek bid Here dat u ons elkeen net in u hand sal vat en dat u ons sal oplig en sal uitlig en dat u ons weer op hoogte sal plaas en dat u ons weer daai energie sal gee wat pas by 'n kind van God, by 'n dankbare mens. Ek wil bid vir elkeen, Here, wat moeilike omstandighede deurmaak, wat dit ook al mag wees. U weet dit, u ken dit. Bid vir elkeen wat gesondheidsprobleme het, wat verswakking van die liggaam beleef. En wat se kwelling of bekommernis daar ook al mag wees, Here, wees u daar teenwoordig, tree u in, wys u teenwoordigheid, u almag, u sorg. En laat u se naam so verheerlik word in al hierdie gevalle wanneer u uitkoms gee. Here, baie dankie vir die gemeenteleiers wat u in hierdie gemeente gegee het. En ek wil bid dat u hulle in besonder sal seën saam met hulle gesinne, die twee predikantspare, die emeriti, al die ouderlinge en die diakens, leerkragte en wie ook al op watter wyse leiding neem hier. Ek bid Here dat u hulle self sal toerus en dat u hulle passievol sal maak, sodat hulle met oorgawe sal praat op 'n onbeskaamde manier van wat u in hulle lewens doen. Here, seën Bellville Oos gemeente en gee Here dat hier werklik geestelike groei sal wees dag na dag, soos wat dit tot hier toe die geval was. Dankie dat ons dit alles kan vra met groot vrymoedigheid, want ons vra dit in die naam van Jesus Christus aan wie ons behoort. Amen. Ons gaan vanaand baie bekende gedeelte lees uit die Bybel uit. Dis die eerste 3 verse van Hebreërs 12. Kom ons lees dit eers en dan sal ek so 'n inleidingkie gee oor hierdie gedeelte.
Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Net sien, daar sê. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hou hom voor oë. Ek dink dis die kernwoorde in hierdie gedeelte. Hou die oog gefestig op Jesus. Maak seker dat hy jou gesigsveld volmaak. Maak seker dat jou fokus vierkantig op Jesus gefestig is. Maak seker dat jy baie bewus is van die lewende Jesus se teenwoordigheid in jou lewe. En dat jou gedagtes nie met soveel ander dinge gevul word dat jy skoon vergeet van Jesus nie. Met die geestesoog moet jy hom kan raak sien. En dis seker die beste raad wat enige iemand kan ontvang, maak nie saak aan wat so omstandighede jy kan verkeer nie. Nou, hierdie woorde, hierdie goeie raad word nou gegee aan mense wat 2000 jaar terug geestelik maar bietjie pateties gelyk het. Hulle geestelike toestand was maar baie droewig. En nou wil ek hê dat ons net na 'n paar skrifgedeeltes uit Hebreërs kyk, net om die agtergrond te kan kry. Want teen hierdie agtergrond moet ons nou verstaan wat beteken die gedeelte wat ons pas saam gelees het. Nou goed, Hebreërs 3 vers 12 gee vir ons samevatting van die droewige toestand. Daar staan: broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Die skrywer van die Hebreërbrief, en terloops ons weet nie wie dit is nie. Mens kan raai, maar jy kan nie seker wees nie. Die Here weet wie dit is. Die skrywer van hierdie brief hou die moontlikheid baie ernstig in gedagte dat hierdie gelowiges aan wie hy skryf heeltemal afvallig kan raak van die lewende God. Hulle is al klaar besig om los te raak van God. En dit is nie mooi nie. Hebreërs 12 vers 4. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Jy sien, hulle neem die sonde eenvoudig nie so ernstig op nie. Die sonde is nou maar deel van hulle lewe en dis nou maar alright. Dit gaan nou maar so aan. En dan net die volgende vers. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie en moenie mismoedig word nie as hy jou teregwys nie. Jy sien, hulle het 'n bietjie 'n geheueprobleem. Hulle weet nie hoe om die swaar kry in hulle lewe te interpreteer nie. Hulle weet nie mooi hoe om die Vader se liefde daar agter te sien nie. En die oomblik as dit gebeur, dan word jy platgedruk deur moeilike omstandighede. Dan vers 12 en 13. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Jy sien, hier is 'n samevatting van hulle toestand. Slap hande, lam knieë. Hulle het nie energie nie. Hulle sit daar passief en het eenvoudig nie die guts om op te staan en vir die Here iets te gaan doen nie. En dan hulle kennisprobleem. Hebreërs 5, 12 tot 14. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie,
want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Hulle is doeteenvoudig kinders. Hulle sit met 'n massiewe groeiagterstand as gevolg van 'n massiewe kennisagterstand. Nou dit is 'n droewige prentjie. En wat sê mens nou vir so 'n gemeente? Vir so 'n groep gelowiges? Wat is die beste raad? Of kom ek vra eerder, wat is die enigste raad? My vriend, maak seker jy sien Jesus raak. Want Jesus gaan jou inspireer soos wat niemand anders jou nog ooit geïnspireer het nie. En niemand anders jou ooit kan inspireer nie. Hierdie geestelike toestand waar 'n mens doeteenvoudig besig is om al verder agteruit te gaan, tot op die punt waar jy gaan afvallig raak van die lewende God. Dis 'n droewige toestand. Nie een van ons wil so wees nie. Ek glo nie een van u wil graag so wees nie. Want as mens so is, dan het jou godsdiens vir jou nie 'n soetheid nie. Dit bevat geen vreugde nie. Jy is sonder hierdie lewenslus, jy is sonder hierdie opgewondenheid om die Here te loof en te prys. En dis nie God se plan met sy kinders nie. God se plan is dat ons sal lewe met vreugde in ons harte, met geestelike energie, dat daar geestelike progressie sal wees, dat daar groei sal wees. En om dit te bereik, kom die Bybel nou, en die Bybel sê, hou die oog gefestig op Jesus. Nou hierdie woorde word aan ons gegee, binne die konteks van 'n bepaalde beeld, 'n metafoor. En kom ons kyk nou, wat is hierdie metafoor? Ek lees weer hoofstuk 12 vers 1. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Kry u die prentjie? Dis 'n prentjie van 'n atletiekbyeenkoms. Soos wat dit die afgelope is dit verlede naweek of hierdie naweek in Potchefstroom gewees het. Daar's 'n paviljoen en op die paviljoen sit al die toeskouers. Hier staan, ons het 'n groot skare geloofsgetuies. En hierdie geloofsgetuies is die mense wie se name genoem word net in die vorige hoofstuk in Hebreërs 11. Daar word 'n hele lys name genoem van geloofshelde uit die Ou Testament. Dit is ons voorvaders, ons voorgeslagte wat al heen gegaan het en wat vir ons 'n voorbeeld van geloof nagelaat het. En hulle sit nou op die paviljoen en hulle kyk wat gebeur daar. En dan het ons die atletiekbaan. En dis waar die atlete hardloop. Dis waar die wedloop plaasvind. Nou goed, as jy hierdie prentjie kan sien, dan wil ek nou vir jou vra, waar is jou plek binne hierdie opset? Is jy op die baan of sit jy dalk op die paviljoen? En is dit nie dalk een van die groot probleme vandag nie? Te veel gelowiges wat op die paviljoen sit. En dis ons groot uitdaging vandag om die kerk van die paviljoen af te kry en hulle op die baan te kry, want dis hulle plek. Wanneer mense op die paviljoen sit, dan is jy 'n toeskouer, dan is jy passief. Dan sit jy en jy lewer kommentaar en jy lewer kritiek op die wat wel die wedloop hardloop. En weet jy wat sit daar agter? Daar agter sit die hele idee van ek behoort aan 'n kerk om vermaak te word. En die erediens is 'n geleentheid waar ek getrakteer word. Ek betaal elke maand ek 'n bedrag geld en nou betaal ons 'n professionele persoon wat hier voor staan en hy trakteer ons met allerhande goeders wat vir ons lekker is om te hoor.
En dan dink mense, dit is die hele idee van godsdiens. En wat gebeur? Jy raak geestelik onfiks, al meer en meer. Want 'n mens wat op die paviljoen sit, kan nie hardloop nie. Paviljoene is ontwerp om op gesit te word, nie om op te hardloop nie. Daar's nie plek om te hardloop nie. Jy kan nie daar hardloop nie. 'n Mens kan alleen op die baan hardloop, want die baan is ontwerp om op gehardloop te word. En die oomblik as jy daar is en jy hardloop, dan is daar vordering. Dan gebeur daar iets in jou lewe. Jy staan nie stil op een plek nie. Jy kom al nader aan die wenstreep. As jy op die verkeerde plek is, dan is dit onmoontlik om te vorder. Op die paviljoen gaan jy nie nader kom aan Jesus nie. Daarvoor moet jy op die atletiekbaan wees. En dis waar die Here jou wil hê. En as jy eerlik genoeg is met jouself om te erken ek sit dalk op die paviljoen, dan is dit miskien nou die tyd om daar af te klim. Om uit jou passiewe gemaksone uit te kom. En op die plek te kom waar die Here jou wil hê, waar jy aktief kan raak, waar jy jou gawes kan aanwend, waar jy kan beweeg, waar jy al nader kan kom. Want as jy hardloop op die baan, dan beteken dit daar's geestelike vordering in jou lewe. Jy bly nie op een vlak nie. Jy kan vandag sê ek staan vandag geestelik verder as wat ek 3 maande gelede gestaan het. En weet jy, dit maak die lewe die moeite werd. Dit maak dit die moeite werd om elke oggend op te staan, om elke Sondag kerk toe te kom, om met die Here besig te bly. Want dit doen iets in jou lewe. Jy vorder. Al was jy op die paviljoen sit, dan gaan jy nie vorder nie. Jy kan nie vorder daar nie. En bo alles, alleen as jy op die baan is, dan gaan jy Jesus kan raak sien. Want Jesus is op die baan. Jesus sit nie op die paviljoen nie. Jesus is op die baan. Hy staan daar by die wenstreep en daar wag hy vir jou. Jy kan maar net opkyk, jy gaan hom sien. En jy gaan in hom jou inspirasie en jou motivering vind. Is alleen op die baan wat jy nader en nader aan Jesus gaan kom. Nou, op die baan het jy 'n geweldige aansporing. Nie net van hierdie groot skare geloofsgetuies nie, maar jy het 'n aansporing van Jesus self. Die een wat jy met jou geestesoog kan raak sien wanneer jy na hom kyk. En as jy hom raak sien, wat presies sien jy van Jesus? Jy kan baie dinge van hom sien. Maar een ding wat hier genoem word is dat jy sien Jesus tydens sy lewe hier op aarde. En jy sien wat alles met hom gebeur het. Hy het die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Hy het die vyhandige optrede van sondaars teen hom deurstaan. Jesus kon net sowel halfpad gesê het, Vader, ek sien nie meer kans hiervoor nie. Hierdie lewe is nie lekker nie. Ek kom terug na u toe. Hy kon dit gedoen het, maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het geweet wat sy Vader se plan is. Hy het die verlossingsplan geken. En hy het einduit volgehou. En die sware kry het hom nie afgesit nie. Hy het hom deur niks laat afsit nie. Hoe het hy dit reg gekry? Jesus het ook iemand gehad wat by die wenstreep staan. Sy eie Vader. En die vreugde wat vir hom voorgelê het. En dit was Jesus se inspirasie. En dit staan hier so, onthou, ons het dit gelees. Terwille van die vreugde wat vir hom van die vooruitsig was, het hy nie teruggedeins nie. En toe hy die wedloop voleindig en hy kom by sy Vader, toe sê sy Vader, kom sit hier aan my regterhand. En dis waar hy nou nog sit. Regterhand is simbool van alle krag en alle mag in die hemel en op die aarde.
Mens het so iemand nodig wat hierdie selfe wedloop voor jou al gehardloop het. Iemand na wie mens kan kyk en dan kan vra, maar hoe het hy dit gehardloop? Hoe het hy dit reg gekry? En dan vind jy in hom daai aansporing. Sonder hierdie aansporing gaan 'n mens sukkel. Jy gaan moeg word, jy gaan moedeloos word. Jy gaan nie die opwinding van hierdie resies gaan jy nie ervaar nie. En dit gaan vir jou 'n koue pligpleging word. En jou godsdiens gaan dalk vir jou 'n onpersoonlike afhandeling van 'n klomp seremonies en rituele en gebruike wees, in plaas van dat dit 'n persoonlike verhouding met Jesus is, wat al sterker en sterker word na mate jy nader kom aan hom. Maak seker jy sien Jesus raak. Dis nou nadat jy van die paviljoen afgeklim het, nadat jy nou op die baan is. Maak seker jy sien Jesus raak. En dis nie moeilik nie. Jy kan maar net opkyk. Jy gaan hom sien. En die Heilige Gees is die een wat jou geestesoë verhelder, sodat jy Jesus kan sien vir wie hy werklik is. Gaan lees maar Efesiërs 1. Wees baie bewus van Jesus in jou lewe. Laat hy jou denke versadig, laat hy jou gedagte-inhoude bepaal. Laat hy jou lewe in beslag neem. Is dit vir jou dalk moeilik? Dwaal jou gedagtes dalk te maklik weg van Jesus af? Dis moontlik. En miskien is dit so omdat daar te veel ander goed is wat 'n mens aan bande lê, wat jou gedagtes in beslag neem. Daar staan in vers 1, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Nou, hierdie woord verstrik of verstik is eintlik 'n woord wat in die plantewêreld gebruik word. Soos onkruid, onkruid wat 'n plant verstik en dan kan hierdie plant nie lekker groei nie. En op meer as een plek in die Bybel word die kerk vergelyk met 'n plant wat groei. En die vordering wat ons moet maak word beskryf met hierdie woordjie groei soos 'n plant. Gelowiges word met 'n plant vergelyk. En net soos wat dit met ons geestelike groeiproses die geval is, so ook hier wanneer ons op die baan hardloop. Daar's dinge wat ons in beslag neem. Daar's dinge wat ons aan bande lê, sodat mens nie 'n liggewig atleet kan wees wat jou beste kan gee nie. En van hierdie dinge, sê die Bybel, moet ons ontslaa raak. Die sonde is waarskynlik die vernaamste. Kyk, sonde is nie iets om mee te speel nie. Net in vers 4 staan daar ook, julle het nog nie teen die sonde weerstand gebied asof dit 'n saak van lewe en dood is nie. Dis een van die probleme van hierdie Hebreërs. Hulle het die sonde nie ernstig opgeneem nie. Die sonde, wanneer jy dit vertroetel, wanneer jy dit nie ernstig genoeg opneem nie, kom in jou lewe in en hy lê jou aan bande en jy kan nie vorder soos wat jy moet vorder nie. En nou sê die Bybel, gooi dit eenvoudig af. Raak ontslae daarvan. Dis nie deel van jou lewe nie. Jy hoef dit nie saam te dra nie. Net die sonde? Nee. Enige iets anders wat jou terughou, wat jou geestelike vordering belemmer. Enige iets wat jou blik op Jesus verdof en versluier. Enige iets wat jou aandag in beslag neem. Enige iets wat jou fokus wegtrek van Jesus af. Raak ontslae daarvan. Gooi dit weg. Kry dit uit jou lewe uit. Maar nou is die hartseer dit. En ek wil nou hiermee afsluit. Die hartseer is dit dat daar soveel goeie kerkmense is wat dink dat my kerklike kultuur waarin ek so netjies meedoen, dat dit genoeg is. En ek is baie trots daarop en almal moet net tevrede wees met my, want ek is so gereeld in die kerk en die eredienste en ek sit hier baie netjies en ek luister baie netjies en ek gee my dankoffer en al daai mooi dinge doen ek. En dan word hierdie godsdiens van my iets wat my in selftevredenheid
vashou sodat ek Jesus nie altyd raak sien en nie altyd besef hoe nodig ek hom het nie. Party mense sal ook sê, my godsdiens is alles. Ek weet hulle bedoel dit dalk baie goed, maar weet jy, Jesus het toe hy op aarde was, hy het nie 'n probleem gehad met sondaars nie, maar hy het 'n probleem gehad met godsdienstige mense, wat hulle godsdiens gevat het en dit op die troon gesit het, daar waar Jesus hoort. Wanneer ons van ons eie kerklike gebruike en konvensies meer maak as Jesus, dan word dit iets wat jou weghou van Jesus, iets wat jou terughou. Jy weet, al hierdie bekende en geliefde gebruike, waarin ek my vastigheid en my sekerheid in een of ander sentimentele genoegdoening beleef, dit alles is dinge wat my aandag wegtrek van die een oor wie dit werklik gaan, Jesus Christus. Enige kerklike kultuur wat nie 100% op Jesus gefokus is nie, is 'n las wat jy moet afgooi. En as jou godsdiens en jou kerklike spesifieke kerk jou nie inspireer om 100% op Jesus te fokus nie, dan is jy besig om kerk te speel. As Jesus nie sentraal staan in jou kerklike kultuur nie, dan is jy besig om jou tyd te mors. En dis my gebed vir u elkeen, dat u dinge wat baie mooi en netjies mag lyk, maar wat nie altyd inspireer en op Jesus fokus nie, dat dit maar bietjie uit die pad geskuif moet word, en dat ons dit sal sien vir wat dit werklik is. Ek wil u seën en daarna gaan ons saam bid. Geliefde broers en susters, die Here seën u in die manier waarop u die geestelike wedloop hardloop op die atletiekbaan. Die Here seën u in die manier waarop u die oog gefestig hou op Jesus alleen. Amen. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om op 'n atletiekbaan te wees waar ons weet by die wenstreep wag u vir ons, Here Jesus. Dankie dat u ons lewe op aarde met besorgdheid beheen, dat dit vir u 'n saak van groot erns is en dat u elke dag net besorgd is daaroor dat ons geestelik moet vorder en nie moet uitsak nie, en nie moet lui word en nie moet moeg word nie. En daarom bid ons vir die krag van die Heilige Gees wat vir ons net daai energie sal gee om geestelik te groei en geestelik te vorder en ons verhouding met u, Here Jesus, net elke dag al sterker te maak. Dis ons hartsbegeerte. En ons bid dat u ons daarin sal sterk maak, dat u ons sal inspireer en dat ons vreugde hierin sal vind. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met 2 liedere, veral die laaste lied wat 'n Jesus loflied is, wat ons uit ons harte uitsing. Goed.
Here, ons gaan nou hier uit mekaar uit en ons bid dat U ons elkeen by die hand sal neem, dat U ons sal versorg en bewaar en sal lei. En Here, bring in hierdie week wat voor lê mense op ons pad, in wie se lewens U ons wil gebruik. En Here, versterk ons, maak ons vol energie en passie, want dit is ons vreugde. Seën ons dan nou in Jesus naam. Amen. Gemeente, ek wil sommer net François dankie sê vir vanaand. Dit is altyd so voorreg om self te sit en soos hy gesê het, getrakteer te word, nê. Dis nou nie die regte bewoording nie. Ek strek nou 'n lyn deur. Maar Françoas, baie dankie daarvoor. Van julle wat nie weet nie is en ek dit nou nie beplan vanaand om dit te sê nie, maar François is 'n groot het 'n groot invloed ook in my denke gehad. Hy het so 'n boek geskryf wat ek baie lief is vir hom te lees en wat die kerk net so reg sit en wat ons as gemeente ook al baie gehelp het. En julle weet dit nie, want ek het by hom geleer en ek gee dit deur hiernatoe na julle toe ook. So François, dankie vir die manier waarop jy dit gedoen het en ek waardeer dit baie. Mooi aand vir elkeen.